Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanoggend. Dit is vir ons vanmôre 'n besondere erediens, omdat hier 'n kindjie gedoop word, en daarom ook die besonder welkom aan al die familie en vriende wat ook hier is, wat saamkom deel in hierdie groot vreugde. En dan wil ek een verwelkoming nog maak, ons orgelis vanoggend, Eddie Davey, wat vir ons uithelp. Eddie, baie dankie dat jy bereid is om te help, en ons sien uit daarna om saam met jou te sing vanmôre. Gemeente, kom ons begin oudergewoonte met 'n toetrede lied uit Gesang 158, verse 1 en 3, en dan bly ons daarna staan vir die fotum en die seën, en ons lofsang dan spontaan daarna, Psalm 33, verse 1 en 7. Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan U kom toe die lof, die dank, die eer en die aanbidding, van nou af tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en van die Heilige Gees. Amen. Oh
Broers en susters, God se wet uit liefde vir ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely met die sing van Gesang 239 vers 2. Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterf en opstanding vir ons lewe gesterf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing Gesang 239 vers 3 en 4. Gemeente, ons skriflesing vanoggend is uit 'n baie bekende Psalm, Psalm 8. En die opskrif by hierdie Psalm is lof aan die Skepper. Vir die koorleier met musiek
'n Psalm van Dawid. Here onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teestanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande. U het alles aan hom onderwerp. Skape en beeste, alles. Selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Ons lees tot sover. 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Geliefdes, kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dankie dat ons U kinders mag wees. Dankie dat U ons op grond van U groot ontferming en genade die reg gegee het om onsself U kinders te noem. Daarvoor loof en prys ons U, want U is die enigste een wat die lof verdien. En daarom vra ons, Here, dat U vanoggend die lof wat ons aan U bring sal ontvang. Al is dit op 'n mense manier, met mense woorde wat ver te kort skiet, kom dit uit die diepte van ons hart. Want ons is dankbaar. Dankbaar dat ons U wat die almagtige God is, ook ons Vader mag noem. En daardeur bely dat U vir ons sorg, vir ons gee wat ons nodig het. Ons is dankbaar dat ons U ook kan ken as God die Seun. En daardeur bely dat Jesus Christus in ons plek aan die kruis gesterf het, ons sonde skuld op hom geneem het en die dood oorwin het. Daardeur ook vir ons die pad na U toe oopgemaak het. Dankie dat ons U ook kan ken as Heilige Gees, om daarmee te bely dat U steeds elke oomblik van ons lewens deur U Gees by ons teenwoordig is. Dat U deur U Gees vir ons gawes gee, ook die gawe om te kan glo en te kan bely. Maar Here, dankie dat U ons ook deur U Gees aanspreek, aankla, wanneer ons ongehoorsaam is en nie doen wat U van ons vra nie. Wil U ons help om hierdie geloof in U as die drie-enige God nie net te bely met ons mond nie, maar om dit ook te gaan uitleef elke oomblik van elke dag. Here, dankie dat ons hier kan by mekaar wees onder die geklank van U woord. Om hier ook te hoor wat U vanoggend uit U woord uit vir ons wil sê. Daarom vra ons dat U vir ons kalmte en rustigheid sal gee, dat U ons harte ontvanklik sal maak vir U woord, en ook vir ons 'n oor sal gee om te luister.
Here, ons bid ook vir elke lidmaat van hierdie gemeente. En daarom wil ons ook eers dankie sê, want U dra elkeen. Deur moeilike tye, maar ook deur goeie tye. Dankie Here dat U hierdie gemeente, nie net elke lidmaat in die besonder nie, maar ook hierdie gemeente as geheel, in U hand toevou en vir ons sorg. Dankie dat ons kan bely, op grond van U ontferming, U genade en U liefde, gaan dit goed in hierdie gemeente. Heer, wil U ons asseblief ook vergewe vir die kere wat ons wel ongehoorsaam is, en ons eie wil, en ons eie kop volg, en nie doen wat U wil nie. Dit vra ons in die naam van Jesus Christus, ons rots en ons verlosser. Amen. Gemeente, ons gaan sing voor die prediking uit Psalm 8, die beruiming van Lina Spies. Ons sing daarvan verse 1, 2 en 4. Ek gaan dan ook vir die kinders wat hier is, die van julle wat wil, geleentheid gee om dan terwyl ons sing uit te gaan en vir oom François buite te kry, dan kan julle by mekaar kom vir die kinderkerk vanoggend. Psalm 8 verse 1, 2 en 4, die beruiming van Lina Spies. Geliefdes, die teks vir die prediking is die eerste gedeelte van Psalm 8, vers 3. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. Geliefdes, op 'n uiters besondere manier wat getuig van 'n diep gewortelde geloof in God, is die digter van Psalm 8 besig
om God se lof te besing. 'n Mens hoor in die manier waarop hy dit doen, dat daar ook by hom 'n geweldige respek en eerbied is vir God. Here, onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die ganse aarde. Here, onse Here. En daarmee bedoel hy dat God alles is. Daar is nie nog iemand, nog 'n wese soos God nie. Die God van Israel is die heerser oor hemel en aarde, en hy is die enigste God. In die wêreld waarin hierdie psalmdigter geleef het, was 'n naam baie meer gewees as net iets wat iemand jou sou noem, of iets waarop jy sou reageer wanneer iemand jou naam noem. Jou naam was so deel van jou, dat dit ook iets van jouself gesê het. Die psalmdigter prys vir God en sê, hoe wonderbaar is U naam oor die ganse aarde. Om dus iemand se naam te loof en prys, beteken dat jy daardie persoon self loof en prys. Die digter van Psalm 148 sê, dat die hemele, die engele, die hemelwesens, die son, die maan en die sterre, die naam van die Here moet prys. Hy gee dus aan hulle die opdrag, prys die Here. Psalm 8 begin dus met 'n psalmdigter wat sê, Here, U wat die enigste God is, U wat alleen heers oor hemel en aarde, omdat U alleen dit geskep het sonder enige hulp van enige iemand af. Hoe wonderlik, hoe groot en hoe magtig is U nie. Hierdie grootheid van God beskryf hy dan deur dit te vergelyk met die grootheid van die heelal. Dit wat God ook geskep het. U wat hierdie onmeetbare groot ruimte geskep het, en ontelbare sterre. En dan kan ons vandag sê, U wat duisende jare gelede hierdie ruimte geskep het, wat vandag nog nie gemeet kan word nie. Wat soveel sterre aan die hemelruim gehang het, dat dit vandag nog nie getel kan word nie. U wat dit geskep het, U grootheid kan ons nie begryp nie. Maar tog, in hierdie groot heelal, in hierdie groot ruimte, wat ons geensins 'n idee het van hoe groot dit is nie, het U vir die mens 'n plek gegee. U het aan die mens gedink, klein en nietig, te midde van hierdie groot heelal, wat U geskep het. U het vir hom 'n plek gegee. Hy het vir my en vir jou 'n plek gegee in hierdie onbegryplike groot ruimte. En hierdie plek, broers en susters, wat hy gegee het, is nie sommer enige plek nie. Hy het saam met daardie plek vir my en jou die opdrag gegee om te heers oor sy skepping. Die mens is die kroon van God se skepping, en daarom het hy alles in hierdie skepping ook aan die mens onderwerf. Skape en beeste, wilde diere, die voëls, ook die visse wat die oseane deurkruis. En van hierdie mens wat hy geskep het, vergeet hy nooit. Te midde van hierdie groot uitspansel of heelal,
dink God nog steeds elke oomblik ook aan die mens. Hy sien na die mens om. Hy sorg vir hom. Gee vir hom deur sy gees die geloof om in God te kan glo en by hom te gaan skuilings soek wanneer dit nodig is. Die geloof om by hom te kan gaan raad vra wanneer ek self nie meer weet watter kant toe nie. Maar hy gee in hierdie onbegryplike groot ruimte of heelal wat hy geskep het, gee hy ook plek aan kinders. So waardeer 'n mens die manier hoe jou kind vir jou van God kan vertel. Jy besef dat wanneer jou kind vir jou van God vertel, dat hulle ook, al is hulle hoe klein, op 'n bepaalde manier dink oor God. In 'n kind se gebed hoor jy hierdie absolute afhanklikheid en opregtheid, ja, wat 'n mens soms sukkel om by groot mense te hoor. En dit, broers en susters, is hoe God ook aan kinders 'n plek gee. Dit is hoe hy ook deur sy gees in die lewe van 'n kind werk. Besef jy, pa, ma, dat God jou gebruik om te werk in die lewe van jou kinders, sodat hulle op die ou end kan groot word en weet wie hy is. Ek en jy wat ouers is, het 'n geweldige verantwoordelikheid om vandag steeds te verseker dat dit wat in ons teksvers staan 'n werklikheid word in die lewens van ons kinders. Ons het gelees, kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. En dan hoor ons ook, dalk met 'n groot skok, wat die krag van ons kinders se belydenis kan wees. Wat dit doen aan iemand wat die lof en die eer aan God hoor uit die mond van 'n kind. So word U teestanders, die vyande en die wraakgieriges tot swye gebring. 'n Belydenis oor God uit die mond van 'n kind tref net so hard, indien nie harder nie, as die belydenis uit die mond van 'n groot mens, of selfs die belydenis uit die mond van die kerk. Om my kind te laat doop, beteken dus dat ek die verantwoordelikheid op my neem om seker te maak dat so 'n belydenis oor God ook eendag uit die mond van my kind hoorbaar sal wees. Daarom maak ek in die teenwoordigheid van die gemeente hierdie belofte aan God dat ek dit sal doen. En ons moet besef, broers en susters, dat die doop nie begin by hierdie belofte wat ek vanoggend hier aan God maak nie, maar dat die doop reeds jare gelede, duisende jare gelede, begin het by 'n belofte wat God aan my gemaak het. Die belofte toe hy vir Abraham gesê het, ek beloof jou, ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslag. Ek sal julle oppas, ek sal vir julle sorg, en vir julle gee wat julle nodig het. My doopbelofte, wat ek hier voor die kansel maak, is 'n antwoord op hierdie belofte wat God duisende jare gelede aan Abraham gemaak het,
maar wat ook 'n belofte aan my en jou is. My doopbelofte is my antwoord aan God op hierdie belofte wat hy duisende jare gelede gemaak het. Ek beloof dat ek uit dankbaarheid vir God se liefde en genade, vir sy sorg en ontferming oor my in Jesus Christus, my kind sal leer om sy naam ook groot te maak, om die lof en die aanbidding aan hom te bring. Leer dit vir jou kind. Laat jou kind dit hoor by jou, in die manier waarop jy met ander mense praat, maar ook in die manier waarop jy van ander mense praat. Laat jou kind dit hoor in die manier hoe jy met God praat, met eerbied, respek, afhanklikheid en geloof. Laat jou kind dit sien in die manier waarop jy leef. Broers en susters, hoe lyk kinders wanneer hulle in die middag by die huis kom? Nadat hulle vandag groot nuus by die skool gehoor het, of daar 'n groot ding gebeur het, en hulle vertel dit vir jou. Daar is 'n opgewondenheid waarmee hulle dit vir jou vertel, wat jy nie kan keer nie. Met groot oë en 'n asem wat jaag, en soms struikel hulle oor hulle woorde, omdat hulle nie vinnig genoeg kan praat nie, probeer hulle vir jou vertel, wat by die skool gebeur het vandag. Gaan leer jou kind, om ook op so 'n manier opgewonde te wees, oor God, wat deel van sy of haar lewe is, en hulle veilig sal hou, en beskerm. Gaan leer hulle, om met opgewondenheid, die storie van Jesus Christus te vertel, omdat hulle seker kan wees, dat daardie Jesus waarvan ons in die Bybel lees, steeds leef, dat hy steeds deel van ons lewe is, en dat ons daarom steeds gehoorsaam ook aan hom moet leef, soos wat die Bybel ons leer. Help hulle, om met opgewondenheid daarna uit te sien, waar julle vanaand as huisgesin saam Bybel lees en bid. Bring hulle kerk toe, bring hulle kategese toe, dat hulle ook kan lief word vir die kerk, en weet, dat dit ook hulle kerk is hierdie, dat dit hulle plek is, soos wat dit enige iemand anders se plek ook is. Doen hierdie dinge, en gee daardeur vir jou kind, sekerlik die grootste geskenk, wat jy ooit vir hom of haar kan gee. Moenie wag tot eendag toe. Moenie sê, ek gaan wag totdat hulle eendag al hierdie dinge goed verstaan nie. Doen dit nou. Moenie dink, hulle is nog te klein nie. Hulle leer baie meer by ons, as wat ons dink. Daarom sê die doopformulier dit ook so mooi, alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, is dit nie 'n rede om hulle uit te sluit van die doop nie, maar om hulle hieroor, na mate hulle dit begin verstaan, breedvoerig te onderrig en te laat onderrig. Waar dit vir jou soms voel, of jy aanhou en aanhou om vir jou kind iets te leer, en jy later moedeloos is, want dit voel of dit nie wil werk nie, hou aan. Want ook dit doen jy nie alleen, of op jou eie nie. God lei jou ook deur sy Gees, om hierdie doopbelofte wat jy maak na te kom. Hy sal ook vir jou, wat 'n ouer is, nie in die steek laat nie. Weet ook, dat jy
van hierdie doopbelofte onthef word. Die dag wanneer jou lewe hier op aarde tot 'n einde kom. Jou kind bly jou kind. Daar is nie 'n ouderdom waar hy of sy ophou om jou kind te wees nie. Die verantwoordelikheid wat jy teenoor jou kind en teenoor God het, op grond van jou doopbelofte, bly jou verantwoordelikheid. Daardie verantwoordelikheid het nie 'n vervaldatum nie. Broers en susters, die verantwoordelikheid teenoor ons kinders en teenoor God om hierdie doopbelofte na te kom, lê in die eerste plek by my as ouer. Maar die verantwoordelikheid lê egter by nog iemand, naamlik die kerk. Hierdie gemeente, elke lidmaat van hierdie gemeente, het daarom ook 'n verantwoordelikheid teenoor elke kind in die gemeente. En hierdie verantwoordelikheid lê nie net daarin dat ons kategese aanbied of dink, gelukkig is daar iemand wat dit doen, ek kan my kind maar net soontoe bring en hulle word toegerus vir hulle geloofspad nie. Ons het ook die verantwoordelikheid om elke kind hier te laat tuis voel. Dit is ons verantwoordelikheid om te sorg dat hulle nie bang is om kerk toe te kom nie, dat hulle uitsien daarna. Ons het die verantwoordelikheid om hulle te laat besef, dis net soveel hulle plek hierdie, as wat dit enige iemand anders se plek is. Dis ook hulle gemeente. Dis ook hulle kerk. Laat hulle tuis voel hier, en wys vir hulle, hoe kinders van die Here, as een groot huisgesin, gelukkig en in vrede met mekaar saamleef en saamwerk tot die eer van sy naam. Mag God saam met die opdrag wat hy aan ons gee, ook aan ons die krag, die genade en die geloof gee om ons kinders te leer dat hulle sy naam sal groot maak, dat hulle aan hom die lof en die eer sal gee wat hom toekom, en op so 'n manier, op 'n kinderlike manier, ook hulle geloof in hom opreg bely. Laat ons iets van wat in Psalm 8 neergeskryf is, duisende jare gelede, gaan sigbaar maak by ons kinders. Kinders en sy gelinge besing die magtige werk wat u tot stand gebring het. So word u teestanders, die vyande en die wrakgieriges, tot swye gebring. En so wys hulle ook hulle liefde vir God. Amen. Ek vra vir Keanu en Johan Bornman om hier voor die kansel te kom staan asseblief. Gemeente in ons Here Jesus Christus, God het ons lief, en ons is sy kinders, lank voordat ons van God bewus is. Dit word deur die doop bevestig. Die doop is een van die kerk se 2 sakramente. Dit gee sigbaar uitdrukking aan God se verbond met ons. Die doop getuig dat ons deel het aan die liggaam van Jesus Christus, op grond van sy versoeningsdood en die werk van die Heilige Gees. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus
en die gemeenskap met die Heilige Gees het betekenis vir ons hele lewe. Daarom doop die kerk kinders van God. Die doop van hierdie kind van God herinner ons vandag opnuut ook aan ons eie doop. Ons glo dat die kerk die opdrag uit die evangelie ontvang het om mense in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees te doop. Die doop in die naam van die Vader getuig van ons nuwe verhouding met God. Die doop in die naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing deur Christus. Die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarborg dat die Gees van God in ons wil bly en voortdurend ons lewens nuut maak. Die doop roep ons op om God lief te hê. Dit is belangrik dat gelowiges die betekenis van hulle doop sal uitlewe. Ouers en die gemeente moet daarom hulle kinders leer wat die doop beteken. Ons kinders behoort in die lewe van die gemeenskap van gelowiges op te groei en daar ook te ervaar wat dit beteken om aan God te behoort. Joandre, daarom moet jy op die volgende vraag antwoord. Glo jy dat ons en ons kinders, ondanks ons sonde, deur God in genade aangeneem is? Glo jy dat die evangelie alles bekend maak wat nodig is vir ons verlossing, soos belig in ons belydenis? Beloof jy om jou kind te leer wat die doop beteken en te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Christus? Wat is hier op jou antwoord? Gemeente, terwyl die ander vorentoe gebring word, dan kan ons net so bly sit en ons sing saam uit Gesang 294, verse 1, 2 en 3. André Bornman, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, kom ons staan en dan sing ons hierdie gesin toe met die seënbede van Gesang 268.
Broers en susters, ons bly net so sit en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons dankie dat ons as gemeente by hierdie geleentheid daarvan oortuig kan wees, dat U as Vader ons liefhet, U Seun ons red, U Gees in ons harte woon. Dankie Here dat ons opgeneem is in U verbond. Dankie dat U hierdie kindjie aangeneem het. Dankie dat ons deel kan wees van hierdie gemeente wat aan ons geestelike tuiste bied. Dankie dat ons hier U evangelie kan hoor en gemeenskap met U en mekaar kan uitleef. Neem tog ons lof en aanbidding aan. Here, lei ons en in die besonder ook vir haar wat pas gedoop is, om altyd die warmte van U nabyheid te ervaar en altyd tot U eer te lewe. Inspireer ons om altyd na ander uit te reik. Vader, gee dat ons die betekenis van ons doop ons eie sal maak. Jesus, gee dat ons lewe van U verlossende teenwoordigheid sal getuig. Heilige Gees, vervul ons, sodat ander in ons lewe kan sien, dat U ons lei en troos. Here, ons bid ook vir die doopouers, en elke gedoopte van hierdie gemeente. Gee aan ons die krag en geleenthede, om ons voorneme getrou na te kom. Ons bid dat hierdie gedoopte tuis sal wees in die geloofsgemeenskap van Jesus Christus die Here. Amen. Gemeente, ons sing ten slotte uit Gesang 290, daarvan die eerste en die tweede vers, en dan daarna bly ons staan vir die seëngroet, en spontaan daarna ons wegsendingslied, vonk 38, verse 1, 2 en 3. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.